En wanneer die Gees van die Here werk, dan kan daar wonderstekens en kragtige dade plaasvind. Kan ek dit weer sê? So kom ek maar uitverkoop is, my hele lewe, my hele bediening lank, is dat ek sê, God kan doen wat ek nie kan doen nie. En dit beteken, in oomblikke soos hierdie, kan hy jou bloedsuiker verander. Kan ek weer probeer of iets anders te probeer? In oomblikke soos hierdie kan jy agterkom, jy het 'n normale bloeddruk. Amen. Jy kan agterkom dat daai ou seer knie is nou nie meer so seer nie. Of hy is nou glad nie meer seer nie. Jy kan agterkom, jy haal weer lekker asem. Want hy is God, halleluja. Loof die Here. Ek gaan vanoggend met jou praat oor krone dra en daarvoor het ons nodig om ons Bybel styf vas te hou. So, kom ons gaan ons Bybelverklaring doen en ek glo dat hierdie is ons antwoord. As jy reg is daarvoor, dan sê ons vir mekaar, hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is Gees en ek kan bid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Loof die Here. Ek is saam met jou opgewonde oor dat hierdie jaar so vinnig verbygaan. Nee, lyk my daar's 'n paar van julle besigheidsmense wat sê nee, ons moet nog geld maak en ander wat weer sê nee, kan nie. Maar ek is seker Huispalms as ek Dinsdagoggend, ek dink ek's Dinsdagoggend daar by Huispalms, dan gaan ek met hulle ook oor krone dra praat. Want daar's 'n kroon wat 'n suurlike kroon is wat saam met die ouderdom gaan, jy weet. Amen. Julle kan sien myne het redelike skaafwerk gedoen en weet dan wil ek sê ek glo ons almal kan so opgewonde lewe dat jy nie eintlik 'n slegte dag kan hê nie. Ons kan so vol van die Gees beweeg dat die ou vyand net nie eers kans kry om in te kom of iets te laat gebeur nie. En al gebeur wat, dan sê jy, ek het 'n groter God aan my kant. Ek is sy kind. So om jou identiteit te bepaal en vir jouself te verklaar en te weet dat jy 'n kind van God is 'n belangrike ding in jou geestelike lewe. Jy moet gedurig deur verstaan dat dit is waarvoor Jesus aan die kruis gesterf het. In Johannes 3 sê hy dit so mooi dat God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. En dan gaan daar dieselfde gedeeltes aan, en dan sê hy, ons is kinders van God. Ons is kind van God. Amen. Loof die Here. Maar moet jou nie soos 'n kind gedra nie. Of moet nou nie so kinderlik wees dat jy kort 'n tantrum gooi nie. Daar's nie 'n goeie Afrikaans nie. Vloermoer klink 'n bietjie nie na kerktaal nie. Kan ek 'n amen kry, nê? Daai Afrikaans klink vir my moet jy maar by die huis gebruik, jy weet. So, maar jy sy kind. Ek wil dit vasmaak. Jy is sy kind. En as jy Jesus aangeneem het en jy het jou sonde skuld aan die voete van die kruis gaan neersit en jy het jou vergifnis aanvaar, kan jy met alle oortuiging weet dat God se genade het ook aan jou verskyn. En jy is en mag sy kind wees. Nou, wanneer jy 'n titel kry of 'n naam kry, dan word dit bevestig. Was nou gistermiddag met die troue weer baie lekker, nadat al die beloftes nou gesê is en gemaak is en alles, en dan sê ons, nou om hierdie beloftes nou vas te maak, sigbaar vas te maak, gee hulle nou wederzijds vir mekaar 'n ring, en dan word die ring nou aangesit. En ek wil tog vir u sê, oefen maar laat die ring weet pas.
Want gister se ring het bietjie moeilik oorgegaan. Nou weet ek nie hoekom nie, maar ek dink dit was bietjie terg ook gewees, nê? Was meer terg as iets anderster gewees. Maar as daar die ring eers daar is, dan sê jy ek weet. Nou 'n slaaf van ons Here Jesus Christus is iemand wat 'n onsigbare ring dra. En ek kan baie daaroor sê, maar ek wil jou bewus maak daarvan dat jy kan uitgeken word. In die dae van die Bybel, as iemand 'n slaaf was, het hulle 'n els geneem of 'n skerp elspunt gevat en dan het hulle die slaaf se oor so teen die deur gehou. En dan het hulle 'n gaatjie deur sy oor gedruk in die deur in en dan het die eienaar geweet dit sy slaaf. So as die slaaf wegloop, hulle bring hom terug, gaan sê hulle, is dit jou slaaf? Dan vat hulle sy oor deur toe, druk hom teen die deur. Ja, die hoogte is reg, jy weet. En dan sê hulle, okay, nee, jy dis jou eiendom, nê. Nou ek en jy is God, ken ons, hy ken ons, nê. En ek wil vir julle sê, dikwels is dit jou spraak wat jou verraai. Petrus, wat Jesus wou verloon het, hy kon dit nie reg kry nie, want sy spraak het hom verraai. Want net as jy waag om te sê amen, halleluja, of die Here is vir my goed, of dank die Here, ken julle al daai sinne, dit maak dat mense sê, o, is jy kerk? Sê jy, ja, ek is sy kind, amen. Nou kom ons gaan 'n paadjie met mekaar loop, as ons nou vandag op hierdie dag van 19 Oktober gaan probeer om krone op te sit. Hierdie is die verwagting van ons as kerk, laat ons eendag iets besonders gaan belewe. En ek kan dit vir jou makliker wys sê, alhoewel jy die sinnetjie in die Bybel nie maklik gaan so kry nie, die sinnetjie wat sê, ons gaan krone dra nie, maar is die hele Bybel so vir ons voorberei, in die verhaal van die Bybel, in die persone van die Bybel, dat ons kan weet, dat daar is iets wat ons trek na die einde toe. As ek vanoggend die hartseer nuus hoor, dat die Kaapse marathon is afgestel, dan sal 24,000 atlete, wat nou nie vandag 'n medalje kan kry nie. En vra vir my, en vra vir enige iemand wat so aan wedlope deelneem, dit gaan aan die einde van die dag tog daaroor is lekker om die medalje te kry. So iets trek my en jou na die einde toe. Iets wil vir ons sê, moenie moet opgee nie, hou aan. Wees dapper, wees sterk. En dan is dit my so, dat as Dawid gekroon word as koning, en ek gaan nou meer oor sy storie sê, dan is dit vir my hierdie God en mens erkenning wat jou pad kruis. Dan kan ek vir jou sê, daar's nie 'n mens wat nie vra of behoefte het aan erkenning nie. So ek weet ons almal vra en soek na erkenning. Ons wil net erken word. En veral as jou kind nou nie jou baie mooi erken as 'n goeie pa of ma nie, en die kind het nou, weet, slim woorde en sinnetjies, jy weet, dan sal ons gou optree en ons sal wil die erkenning herstel en sê, luister, ek is jou pa, jy luister vir my, né? En dit is in hierdie wêreld en belewenis wat ons sal moet verstaan, dat iets vra dat ons moet aanhou en aanhou en aanhou. Ons kan nie net sommer 'n muur ophou nie. Ons kan nie net handdoek ingooi. Ons kan nie sê, ek het dit en is klaar en is verby nie. Ek moet seker maak ek het dit. Dink aan die maagde, die 10 maagde, 5 wyse en 5 dwaase maagde. Hulle moes olie in hulle kanne gehad het. Ek wil vir jou as 'n Pinkstermens en 'n Pinksterkerk sê, sorg dat jy vol van die Heilige Gees is elke dag. Beywer jou met die oog op die beste gawes. Ja, smag na die teenwoordigheid van die Here en weet waaroor dit is. Nou in Dawid se storie, en dit is vir my so mooi, dat Dawid was nou hierdie musikant gewees, dink ek hy het baie keer vanoggend beleef soos wat ons dit beleef het. Jy weet, ek het op 'n stadium so omgedraai, toe sien ek nou geniet die musiek ook die musiek.
Kan ek dit weer sê? Ek het so gekyk, toe sien ek nou geniet die musiek ook die musiek. En hulle sê, dis waarvoor ons hier is, dis wat dit wil wees. Nou, daar's 'n baie mooi ervaring in samesang en in musiek, wat 'n verskil maak in ons lewens. Maar kom ek gaan baie vinnig in 'n 2, 3, 4 verse vir jou net terugvat, jou gedagtes te verhelder van hoe dat Dawid koning geword het. In 1 Samuel 16 vers 1 lees ons, hy sê, daarna sê die Here aan Samuel, hoe lank sal jy treur oor Saul, terwyl ek hom verwerp het, om koning te wees oor Israel? Net tussen hakies, onthou God is in beheer van hierdie sake, né? God weet hoe ons die pad loop. Hy sê, ek het hom verwerp om koning te wees oor Israel. Vul jou horing met olie en gaan heen. Ek stuur jou na Isaïe, die Betlehemiet, want ek het onder sy seuns vir my 'n koning uitgesoek. God is in beheer. God is in beheer. Hy kan laat los en hy kan optel en hy kan gee en hy kan stop. En dan sê vers 7 in 1 Samuel 16 sê, maar die Here sê vir Samuel, en dit is toe Samuel nou daar opdaag, hy wil nou een van hierdie seuns moet nou gesalf word as koning. Nou is Samuel daar en hy kyk en nou sê die Here vir hom, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Hy sê, want nie wat die mens sien, sien God nie, want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. So, maak dit gou weer vir jou 'n werklikheid. Maak dit vas. Jy kan nie die Here kil nie. Hy kyk dwars deur jou. Hy kyk tot in jou hartskamers in. En hy weet presies hoe voel jy oor jou man of jou vrou of jou kinders. Hy weet presies wat dink jy oor die pastoor in die kerkraad. Hy weet presies hoe reageer jy teenoor die politiek in die wêreld daar buitekant. En hy hoor ook as jy die munisipaliteit kritiseer oor al die slaggate wat nog nie reggemaak is nie. Want hy's God. Hy's in staat. En daarom moet ons sorg dat ons harte suiwer bly. Ons moet harte van goud hê. Sê gou vir die een langs jou, jy het 'n hart van goud nodig. Klein seentjie sou weer gesê het, is dit baie seer. Jy weet, want ek dink ek hou maar van my vleeshart, jy weet, hy pomp nog reg, nê. Luister wat sê vers 11. Hy sê verder het Samuel aan Isaïe gevra, is dit al die seuns? En julle sal onthou, hulle was toe nog nie almal daar nie, want hoekom? Hier is die antwoord. Hy sê die kleinste is nog oor, en kyk, hy pas skape op. Toe sê Samuel aan Isaïe, stuur en laat hom haal, want ons mag nie om die tafel gaan sit, voordat hy hier kom nie. Daarop het hy gestuur en hom laat kom, en hy was rooierig, met mooi oë en 'n mooi voorkoms, en die Here sê vir Samuel, staan op, salf hom, want dit is hy. Ek is so bly, dat jy lees die Bybel vir jouself, en ek lees hom vir myself. Want as ek kom by hierdie, dit is hy, dan is dit ek. Maar jy mag ook sê, dis ek. Want is jou Bybel. Dis jou sinnetjie wat jy lees. Dis jou Gods openbaring, wat God se gees in jou hart wil laat opspring, om te begin sê, dis ek. Here, regtig ek? Is dit ek wat u roep? Het u my in die oog? En dan moet jy nooit toelaat dat die duiwel jou enigsins op 'n pad van minderwaardigheid vat nie. Maar pas op ook dat hy jou nie op 'n pad van meerwaardigheid vat nie.
besef, hy gaan haal jou agter die skape uit. En hy bring jou tot 'n posisie van koningskap. En dit is wanneer ek en jy verstaan hoe dat Dawid uiteindelik by 3 geleenthede gekroon moes word as koning, erkenning moes gegee het. Die eerste keer, hy was 3 keer gesalf en hy was koning gemaak oor Juda en oor Israel, maar dis elke keer by hierdie salwing oomblik, en ek wil hê jy moet dit onthou, ek het laasweek vir u gesê, en ek gaan dit weer 'n keer sê, dat jy moet verstaan dat die teenwoordigheid van God is nodig vir jou lewe. Jy het God se gees nodig. Jy moet hom in gees en in waarheid kan aanbid. Jy moet 'n geesvervulde mens wees. Kan ek nog amens kry? Jy sien, geesvervulde mense kan beweeg. Geesvervulde mense kan sê, hier is ek, Here, gebruik my. Geesvervulde mense word nie moeg nie. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie, want hoekom? Die gees van die Here wek jou gedurig deur op. Kan ek 'n amen kry daarvoor? Dis wanneer jy voel jy kan nie meer nie. En as Samuel die eerste keer vir Dawid salf, en so rukkie later, dan kom hierdie een stam, die stam van Juda, dan salf hulle hom oor Juda as koning, en uiteindelik dan kom die oudstes van Israel, en hulle salf hom as koning oor die hele Israel, oor al 12 stamme. En wat wil ek daardeur vanoggend in jou hart wakker maak? Ek wil hê jy moet weet, dat daar 'n teksgedeelte is, wat God baie spesifiek oor jou lewe spreek. As hy sê, wat is die mens, dat u aan hom dink, of die mens se kind, dat u hom besoek, U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. Kan jy hoor in die vraag van wie is ek? Kan jy begin om te sê gekroon met eer en met heerlikheid. En dit is spesifiek wat die Here op my hart gelê het om vir ons gemeente te kom sê, en laat ons dit vir mekaar weer sal sê, en dis hoekom ek begin het om te sê, jy moet respek hê vir die een langs jou, want dis 'n kroondraer. Dis iemand met 'n kroon op. Dis iemand wat as jy kyk, dan sal jy wonder, hoekom lyk hy bietjie anderster? Hoekom het hy iets op sy hoof as 'n teken van gesag en autoriteit en erkentenis? En ek wil bid dat jy vanoggend uit hierdie boodskap sal verstaan, dat daardie aardse bestel van kroon dra, gaan uiteindelik in 1 Petrus 5 vers 4 word, wanneer die opperherder verskyn en sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Met ander woorde, dit wat aards is, gaan dit wat ewig is word. Hoe dat ek hier deur Samuel gesalf word en later koning van Juda is en nog later koning van Israel is. En dit is 'n groei, dit is 'n ontwikkeling. Ek is nie besig om maar net minder en minder te word nie, ek is eintlik besig om meer en meer te word. Ek is sterker en ek staan vas en ek glo en ek staan sterk in die Here. En daarom laat Hebreërs 2 vers 9 sê, hy sê, maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van sy dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Gaan jy met my saamstem dat Jesus het maksimaal gesterf? Hy het met die beste sy einde tegemoet gegaan. Toe hy uiteindelik opvaar na die hemel toe, en ek wil hê jy moet iets verstaan, van jy moet meer word en nie minder word nie. Jy moet meer word en nie minder word nie. Ja, ek weet. Maar dit is die geheim van wat ons hier op aarde doen. As ons begin om te sê, Here, word meer en ek wil minder word, dan draai God dit om en dan maak hy jou minder baie. Halleluja. En skielik is jou broodjies en jou visies baie werd. Skielik is jou sinne betekenisvol. Skielik is jou gebed kragtig in die Here om genesing te bewerkstellig. Wie verstaan saam met my dat God wil hê jy moet meer word?
en nie minder nie. Maar is in jou minder word. Is in jou verloor van jouself. En jy sê, Here, nie my wil nie, maar U wil geskied. Wat jou gehoorsaamheid plek maak vir goddelike gehoorsaamheid. Wat jou wil plek maak vir God se wil. Dis in hierdie beweging wat ons moet verstaan. Laat as in Openbaring 2 vers 10 sê, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou wat gee? Die kroon van die lewe. Jakobus 1:12 sê, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Jy kan nie te veel kere sê, Here, ek het U lief. Jy kan dit nie te veel keer sê nie. En dink gou vir jouself, wanneer laas het jy dit gesê? Hoe onlangs het jy sommer net gaan staan en net gesê, Here, ek is oneindig lief vir U. U is die grootste liefde van my lewe. Here, dankie dat ek lief kan wees vir my man en my vrou en my kinders en vir ons gemeente en die pastoor en die kerkraad en vir die wêreld en vir die politiek en vir alles. Maar Here, ek het U lief met my hele hart. En is in hierdie beweging van liefde wat ons die betekenis van 'n kroon beter verstaan, as ons weet en sien dat dit 'n erkenning is van jou gewillige en volhardende ywer en werk om vir ander te gee tot hulle voordeel in hulle lewe. Dis jou reaksie op Psalm 8 vers 6 wat sê dat jy gekroon is met eer en heerlikheid, en bo alles is jy God se keuse vir 'n tyd soos hierdie. Nou wil ek hê jy moet snap dat as jy gekroon is jy gekroon vir 'n tyd. Jy is gekroon vir 'n spesifieke tyd. En as lidmaat van ons gemeente en as gelowige in ons dorp, is dit soos Ester se verhaal, wat jy sal weet, dat dit vir juis 'n tyd soos hierdie is, dat ons tot die koninklike waardigheid kon geraak het, en dat ons sal verstaan, dat ons moet so beweeg, dat mense respek vir ons sal hê. Ek moet so optree, dat mense nie sommer kwaad praat nie. Laat mense nie waag om sommer net te sê, ag, en asof jy niks is nie. Dis wanneer jy iets verstaan van wat kroondra beteken, en ek het nou nie genoeg tyd om vir jou allerhande goed te vertel nie, maar as jy gaan kyk na die gewig van 'n kroon in die Ou Testament, was dit nie sommer net 'n ligte dingetjie gewees nie. Hy was gewigtig. Dit was iets wat jy moes gewoond raak aan om te dra. Dit was die gewig van die kroon wat juis gemaak het dat die koning so maklik as gevolg van sy ervaring, as gevolg van sy ek weet hoe om 'n kroon te dra. Ek is 'n kroondraer. Ek weet hy het gewig. Ek weet hy vra iets. En as ek vir jou daardie gewig kan uitspel, dan wil ek vir jou sê dat die gewig het iets te maak met die stryd wat jy stry en die wedloop wat jy volëindig en die geloof wat jy behou. Dis daardie kroon van geregtigheid wat vir jou weggelê is, wat die regverdige regter in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Jou volharding is die gewig van jou kroon. En as jy weer moet inspann om iets reg te kry, onthou jou kroon. As jy weer voel, jy word bo jou kragte versoek, dis nou te veel, dan staan jy vas en jy sê, Here, ek sal hierdie kroon met koninklike waardigheid dra. As hulle jou weer kritiseer, of as hulle weer iets sê oor jou lewe, dan verstaan jy, dat onder die kroon
is daar iets groter, en dis die salwing. Jy sien, Dawid word deur Samuel gesalf, maar daar word nog nie 'n kroon op sy kop gesit nie. Maar sy huismense, sy pa en sy broers, hulle moes verstaan dit. Hulle moes agterkom, wie gaan die kroon dra? En ek wil vir jou sê, begin by jou huis, nie met gesag en autoriteit nie. Begin in jou huis, nie met ek is die baas, of ek is die pa, en ek is die ma, en ek het die gesag, en kyk, hier is my kroon nie. Nee, begin met die salwing. Soek na die Heilige Gees. Weet dat waar die Gees van God werk, is daar antwoorde. In Johannes 7:27 sê, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie, en soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Nou kan ek vir jou sê, al wat ek uit daai vers uit altyd vat, is ek sê, Here, leer my. Here, ek dink ek het nog 'n les om te leer. Here, ek dink ek het nog iets om te bemeester. Ek moet nog iets kan regkry. Johannes 2:28 sê, en nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê, wanneer hy verskyn, en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. Daar kom 'n dag, daar kom 'n uur, daar kom 'n geleentheid, wat ons gaan bewus, of wat ons gaan sien, hoe dat aardse krone ewige krone word. 'n kroon wat nooit van jou weggevat kan word nie. 'n kroon wat selfs God sal kyk en sê, dis wat ek beplan het, dis wat ek vir jou gesoek het. Jy sal herroep, en ek het dit beleef in ons sangdiens, hoe dat die 24 ouderlinge in Openbaring, as hulle voor God se troon kom, as hulle voor die troon van die trone kom, as hulle voor die kroon van die krone kom, as hulle by mekaar verby gekyk het, en daar's Bybelverklaarders wat sê, hierdie 24 is die 12 stamme hoofde van Israel, en dit is die 12 apostels, en hulle verteenwoordig die kerk se geskiedenis. Hulle is daar elkeen om te sê, ons ken elke stukkie van die pad wat geloop is. Ons is konings, en ons weet wat in die land aangegaan het. Ons weet waardeur die mensdom gegaan het, om uiteindelik voor God te kan staan. En dan val hulle neer, en hulle haal daar die krone af, en hulle sit dit voor hulle neer. Hy sê in vers 10, val die 24 ouderlinge neer, voor hom wat op die troon sit, en dan bid hom, wat tot in alle ewigheid lewe, en hulle werp hulle kroon voor die troon, en sê, U is waardig. U is waardig. Sien, jy het 'n diens soos vanoggend nodig, om dit te mag beleef, om jou voor te kan berei, vir dit wat kom, om jou gereed te maak, om te sê, dis eintlik niks gevra, om hierdie kroon van my eie menswees, en my hoogmoed, en my meerwaardigheid, jy weet, te vat, en te sê, ek is nie gekroon, op so 'n manier nie. Ek is gekroon met eer en met heerlikheid. En as ek dit in jou hart kon wakker gemaak het, dan wil ek hê, jy moet vanoggend saam met my weet, dat Johannes se oproep, dankie Sissa, Johannes se oproep in Openbaring, en ek is die Moses reeks gedoen, gaan kyk gerus op YouTube, hulle is almal daar. Ek wil vir jou sê, daar's nie 'n mooier storie in die Bybel as die Bybelse storie nie. Daar's nie 'n beter handleiding vir die lewe as om te verstaan hoe jy gemaak is en om te verstaan hoe dat jy in slawerny vasgevang is en hoe dat God jou na die beloofde land wil vat. Daar's nie 'n beter manier as die Bybelse storie om te verstaan dat jy kan jouself nie red nie. Jy het 'n saligmaker nodig. Jy het 'n redder nodig en sy naam is Jesus. En as hy aan die kruis sterwe en hy sy Nuwe Testamentiese
se kerk koers en rigting gee, dan wil hy vir sy kerk sê, dan wil hy vir my en vir jou van ons vandag hier sê, jy dra 'n kroon. Jy is gekroon met eer en heerlikheid. En daardeur glo ek, as ons vanoggend dit in ons harte vasmaak, gaan ons nie weer toelaat dat jy of ek enigsins 'n ander kroondraer verkleineer nie. En ek preek nie, of ek praat nie, omdat daar skinder en sleg praat is nie. Ek wil hê dit moet na 'n nuwe vlak toe gaan. Dit moet meer diepte kry. Ek het respek vir jou. Daar's nie iemand wat dit so kan doen, soos jy dit nou gedoen het nie. As daar een ding is wat die kerk van Jesus oneindig skade berokken, is dit kritiek. Kan jy jou indink dat so baie mense kom in die kerk toe nie, en ek praat nie net vir ons gemeente nie, ons predikant het byeenkoms gehad in die week, en ons het dit weer vir mekaar gesê, dis 'n lang periode, wat mense aangehou het om die kerk sleg te sê, of te kritiseer. Daar's nie 'n beter plek vanoggend as hier nie. Daar's nie 'n beter plek vanoggend as hier nie. En as jy kan volhard tot die einde toe, en as jy saam met die Gees en die bruid kan sê, kom Here Jesus. En jy kan op daardie plek kom en jy neem die water en dit verniet. Dan verstaan jy wat die Here vir Samuel sê. As hy sê, ek het so gekyk, toe kom ek aan Bethlehem. Toe sien ek hier is 'n man met die naam van Isaai. En hy het baie seuns. En ek het onder hulle 'n koning gekry. Kan ek jou help om te verstaan? Daar's baie mense op hierdie aarde. Maar God kan 'n koning raak sien. God kan 'n koning raak sien. En ek wonder hoeveel van julle gaan dit nou raak sien. Ons kom nou al 'n jaar saam met hierdie prentjie. Omdat ons sê dis die jaar van uitspruitlote. Dis die jaar van 'n jonger generasie wat na vore moet tree. Die ou koning het sy werk gedoen, die nuwe koning moet die kroon kom vat. En ek wonder wie kan dit sien? Wie sien iets anderster? Net Marlene, ek het nie vir haar gesê nie, sy weet nie. Wie sien iets anderster? Marlene, wat sien jy? Ek het die prentjie omgedraai. Ek hoop dit gaan werk, kom ek kyk of dit gaan werk. OK. Ek het die prentjie omgedraai, die ander prentjie tot wanneer was die pa aan hierdie kant gewees en die seentjie aan daai kant. Ek wil vanoggend vir jou vra, veral wat ons jonger generasie aanbetref. Veral wat ons kinders, jong seuns en jong dogters aanbetref. Was gister vir my mooi toe ek die bruidspaar kon sê dankie dat julle kinders genooi het na die troue toe. Want my eie kleinkind het gister gesê, ek het nou vir die eerste keer in my lewe, en sy is hoe oud, 'n troue gesien. Hoe gaan ons dogtertjies weet, hoe lyk dit om te trou? Hoe gaan ons seuns weet, as hulle nie teenwoordig is nie? Hoe gaan ons kinders 'n toekoms maak, as hulle nie daar is nie? Nou vra ek vanoggend vir jou, en as jy dit met my deel,
wil ek vir jou vra. Sê Here, as daar een ding is wat ek vanoggend gaan doen, is dit, ek gaan met nuwe oë na kinders kyk, na jong mense kyk. Ons gaan nie die jonger generasie kan afskryf nie. Ons gaan nie kan sê, ja, hulle wil nie. Of hulle is nie, weet wat nie. Begin om hulle potensiaal te sien. Sê Here, maak my 'n Samuel, wat tussen almal kan deurkyk. En kan sê, koning, 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 koning. Wie wil saam met my staan? En dan gaan ons vanoggend sê, Here, hier is ek. Here, maak my oë weer helder. Here, help my om weer reg te kyk. As ek na jong mense kyk, as ek na die middelgroep kyk, daai 20, 30, 40-jariges. As ek na die heel kleintjies kyk en ek sien hoe hulle woel en werk skaf en ek kyk na die tiener wordende groepie en ek dink, ai, wanneer gaan hulle deur hulle stadiums wees? Dan sê ek sien 'n koning. 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 Kan jy dit saam met my sien? Ek sien 'n koning. Ek sien 'n koning. Halleluja. Want God is in beheer en God sal opwek en God sal salf en God sal seën en God sal laat gebeur. Kom net daar waar jy staan, doen dit saam met my en sê, Here, Walgie Espleroma wil vanoggend kom en ons wil met een stem soos 'n profeet, soos 'n Samuel 'n profetiese woord spreek en ons wil sê, Here, daar's 'n koning aan die kom, halleluja, en U is ons God, U is in beheer van ons aardse lewe en Here, maak ons oë oop, laat ons met groter en groter waardering weer mekaar sal beheen, laat ons met groot respek, ja, met eer en heerlikheid sal beweeg en dat ons sal sê, ek sien jy's vir 'n tyd soos hierdie. Ek sien jy's vir 'n geleentheid soos hierdie. Jy is God se plan. Jy's God se man, jy's God se vrou en ek eer jou daarvoor. Here, ek wil bid dat ons gemeente daardie werkstuk, daardie funksie sal vervul. Here, laat ons daardie daad sal doen wat nodig is om te sê, ek sien wie God in jou werk. En Here, daarom bid ons vir ons gemeente, ons bid vir ons toekoms. Ons bid vir elke persoon, ons bid vir hulle wat nog moet hier wees, hulle wat hier kan wees, hulle wat miskien op pad is hierheen. Here, dat U die vensters van die hemel sal oopmaak en dat ons sal sê, U koning kom. Here, as ons oor ons eie gemeente bid, sien ons uit na daardie dag, wanneer U kom en ons kroon U as die koning van die eeue. O, terwyl U vertoef om te kom, Here, terwyl U nog wag en kyk en bewus is van hoekom en waarom die tyd moet verloop, kom ons vanoggend en ons sê, daar is 'n kroon, 'n onverwelklike kroon. Kom, raak weer opgewonde saam met my en raak weer dankbaar saam met my en sê, Here, ons gaan krone dra, halleluja. O, prys die Here, prys sy wonderlike naam. In die wêreld sal dit gesien word. Ja, die sondaar en die verlorene sal opkyk en sê, ek sien God is met jou. Ek sien die Here is in jou ek hoor hom by jou, ek beleef dit en laat die krag van God oor elkeen vaardig sal word. Dankie Here vir die Heilige Gees wat U uitstort oor elke hart en oor elke lewe en ons loof U daarvoor. Amen en amen. Loof